daaglikse lewens is dit maklik om vasgevang te raak in die kompleksiteite en die gejaag van die samelewing. As gevolg daarvan stel ons vir onsself baie hoë verwagtinge, selfs in ons geesteslewens. Gereeld hoor ek mense praat van, "Jesus, hy of sy is so groot Christen," asof om te sê dat jy is nie. Maar 'n mens kry nie iets soos 'n meer of 'n minder kind nie. Jy is of 'n kind van die Here of jy is nie. En jy moenie laat mense met 'n ander tipe spiritualiteit of 'n ander tipe verhouding met die Here jou intimideer nie. Jou verhouding met die Here is uniek aan jou, want die Here het jou uniek geskep. Maar baie kere oorkompliseer ons verhouding met die Here as gevolg van hierdie druk van buite af. En dan voel dit vir ons dat selfs ons gebede moet ingewikkelde en deurdagte en lang gebede wees voordat die Here ons sal hoor. Nou ek is mal oor Jesus se woorde in Matteus 6, net voordat hy vir ons die Onse Vader gee. Dan sê hy, wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle raak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Hy sê vir ons dat ons gebede nie veronderstel is om 'n lang ingewikkelde toespraak of langdradige rympie te wees om ander mense te beïndruk nie. Gebed is 'n eenvoudige, opregte gesprek met jou hemelse Vader. Dis 'n plek waar ons harte kan uitstort, in ons eie woorde, in die eenvoud van ons behoeftes en dankbaarheid. Dink byvoorbeeld aan die Onse Vader, dis kort, dis kragtig en dis eenvoudig, maar dit dek alles wat ons nodig het. Eer aan God, ons daaglikse behoeftes, vergifnis, beskerming. Hierdie gebed is 'n pragtige herinnering daaraan dat daar ook krag in eenvoud is. Van die mees aangrypendste gebede wat ek al gehoor het, is die waar daar soms nie eers regtig woorde betrokke is nie, of bitter min. Soos 'n kind wat sy vader roep, Here help my. Of dankie Jesus in opgewondenheid. Of Here wees asseblief by my deur hierdie tyd. Eenvoudige woorde dra 'n opregtheid en 'n diepte wat baie meer sê as enige lang ingewikkelde rympie. Ons mag dalk dink dat ons nie die regte woorde het nie, of dat ons gebede nie voldoende is nie, maar God luister nie na die lengte of die kompleksiteit van ons gebede nie. Hy luister na ons harte. Hy sien ons opregtheid en ons vertroue in hom. Selfs in moeilike tye, soos in die Psalms, sien ons dikwels eenvoudige uitroepings tot God. Here red my, of o Here wees my genadig. Hierdie gebede, so eenvoudig soos dit is, dra 'n diep behoefte en 'n absolute vertroue in God se krag en genade dat hy gaan deurkom. Mag jy onthou dat die waarde van 'n gebed lê in die opregtheid van jou hart. Mag jy na die Here toe gaan met die eenvoud van 'n kind, wetend dat hy jou sal hoor en verstaan, al is jou woorde hoe eenvoudig. Mag jy altyd die vrede vind en die wete dat jou hemelse Vader naby is, gereed om jou eenvoudige, opregte gebed te verhoor. Kom ons bid saam. Here, help ons om in eenvoud na U toe te kom. Help ons om te onthou dat U nie op ons woorde fokus nie, maar U hoor ons harte. Dankie dat U altyd na ons luister, hoe eenvoudig ons gebede ook al mag wees. Amen.